Eendag, lang gelede, het die wolwe vergaderinge gehou, kwaai, rowwe, grommerige, hongerwolwe. En hulle plan was om die takboklaar in te val en al die klein takbokke te steel. Weet julle wat 'n takboklaar? Nee. Dit is 'n ronde doringboswoning waar takbokke bly in die nag, sodat wolwe hulle nie kan kry nie. Maar die wolwe het 'n briljante plan gehad. Hulle gaan 'n spioen stuur tussen die bokke in, om dop te hou hoe hulle dalk hierdie takboklaar, hierdie muur, hierdie heining van doringtakke kan ooplos of oopmaak in die nag, dat die wolwe kan inkom en klein takbokke steel. Een van die wolwe was genomineer. Ou wit kuif. Dit was 'n pikswart wolf met 'n wit kuif. En hy sê, ek kan nie 'n takbok wees nie. Takbokke is nie swart met kuive nie. Ons het 'n bruin wolf nodig. Jo, en hulle dink, wat? Dat hy so 'n wonderlike slim plan maak. Die wolwe kyk toe vir Stompie. Stompie is 'n bruin wolf. Hy het ook nie 'n lang stert gehad nie. Hulle kry takke en hulle maak dit aan Stompie se kop vas. Julle, maar dan staan die takke regop. Dan lê dit plat. Ag, hy lyk so armsalig. Armsalig beteken dit lyk of hy verskriklik sukkel en glad nie gelukkig is nie. Maar Stompie, bruin, soos 'n boomstompie. Stompie loop in hierdie takke en hy dink, gaan hierdie plan kan werk, julle, want op sy kop hang takke en Stompie stap uit in die gras en hy loer rond en voor hy sy oë kon uitvee, kom 'n klein bokkie verby en sê, hallo, nuwe bokkie, gaan ons 'n bietjie speel? Stompie se bek hang oop, maar vinnig maak hy sy bek toe, anders sien hulle sy verskriklike lang tande. En die bokkie het vir 'n oomblik gedink hy sy lang tande, maar toe kyk hy weer in Stompie se sagte bruin oogies vas. En hy sien, o, jy's eintlik 'n verlore ou bokkie. Kom Stompie, moenie so alleen nie wees nie. Kyk en Stompie huppel saam. Hy huppel op sy toentjies net soos 'n ou takbokkie. Punt hy sy pootjies. Hop deur die veld. Tussen deur die takkies. En hierdie bokkie gaan wys vir Stompie en hy stel hom voor aan al die takbokke. O, julle. Maar daai groot takbokke dink, hierdie ou nuwe breinbokkie lyk vir my bietjie vreemd. Ek dink hy het maatjies nodig. Want hy lyk nie baie gelukkig nie. Julle en die ander wolwe, hulle staan met die bult natuurlik en kyk deur skreefies oogies af in die laagte en sien hierdie ou Stompie is in die middel van al die groot bokke en hulle dink, ooh, gatsie. Dit is die einde van ou Stompie. Help die ou wolf. Julle. Maar Stompie is verbaas hoe vriendelik die bokkies is. Hulle wys vir hom, waar is rooi appels? Nou nie dat hy van appels hou nie, maar hy dink dit is lekker goeders om te gooi en te rol. Hulle wys vir hom, waar is die lekkerste waterstroompies? En hy kyk, dis actually skoon water hierdie. Hierdie is net sulke vel water soos die wolwe drink daar op die rand van die woud nie. En die maatjies speel met hom. En hulle is vriendelik met hom en toe dink hy, hy is nou 'n spioen vir die wolwe. En hy speel lekker tussen hierdie bokkies. Sy hartjie begin verander. Hy wil nie regtig meer 'n bokkie byt nie. Miskien kan hy 'n vegetariese wolfie word. Dink jy hy sal kan leef op appels en grassies? Ja. Wel, hy het daardie week probeer. Elke môre staan hy op, dan gaan byt hy aan grassies en blaartjies. En hy kom agter die beste happies is dit waarna 'n goggaatjie vasgevang was. Want dan kan hy 'n bietjie gogga eet en hy besef, nee, hy het vleis nodig. Julle en hy sien daar's 'n veldmuis. Hap! En hy happie veldmuis, maar langsom sê 'n bokkie, wat maak jy met daai muis? Bokkie eet nie muise nie.
Wolfie kyk in sy lip lig so 'n bietjie op en daar kom 'n muisstert uit. En die muis draai om en skielik pop hy sy kop daai. En hy sê, ek nog 'n wolf eet by jy maak ryk in sy asem. Hierdie ding eet net appels en grasse. Ek dink hierdie bokkie het misgehap. En spoeg hy die muis uit. Johan Wolfie dink amper is hy gevang. Maar daardie middag toe hoor hy 'n pst. Jy, kom hier so. Hy kyk om hom rond en daar onder 'n bos skryp 'n wol weg. Kwaai, grommige geel oë. Loer vir hom, wink hom nader. En toe hy gaan sien, dit is geel oog. Wat hom nader in geel oog. Sê, hey, bokkie, Stompie, jy moet nou vir ons 'n plan kry om in daai bokwerf in te gaan. Want daar's 'n sanger, man. Is jy nog 'n goeie wolfspioen? Of het jy ons verraai? En wat dink julle? Is Stompie nog 'n goeie wolfspioen? Of het hy die wolwe verraai? Verraai. Stompie sê net, man, wag net ou wolf. Jy sal nou sien ek sal vanaand vir julle 'n plan maak. En geeloog is daar weg. Hy gaan sê vir die ander, julle wou, moet nog nie moed opgee op ou Stompie nie. Stompie is 'n ou rakker. Hy's 'n eyster van 'n wolf. Hy sê vanaand moet ons gereed wees om bokkies te vang. Maar Stompie het teruggedraf na die bokkiekamp toe en hy het gedink, o, gatsie. Is hy lus om vanaand die bokkies te verraai? Of die wolf het maatjies? En toe hy terugkom in die kamp, toe is daar 'n bokkie wat sy oë wyd staan. En hy dink, wat? En hy dink, hoekom kyk die bokkie so vanaand? En die bokkie sê, Stompie maatjie, waar is jou takbokhorings? Gits! Hy het vergeet, hy het dit afgehaal toe hy met Geeloog gepraat het. Hy voel op sy kop, dit is die einde. Hy is uitoorlê. Hy het vergeet om dit terug te sit. Nou gaan die bokke hom wegjaag, hom uitskop en dan moet hy terug na die wolwe toe. En die wolwe gaan nie lelik wees met hom. En nou Stompie sê, ou bokkie, ek moet jou ietsie vertel. En die bokkie sê, ag moenie bekommerd wees nie, ek weet ons almal verloor ook ons horings elke nou en dan. Ons kan vir jou nuus opsit. Ek dink, wat? Nuus? Ja, sommer daar tussen die takke. En hulle gaan krap in die takke rond en hulle kry vir hom nuwe horings. En hy probeer dit opsit en dit pas toe lekker. En nou Stompie dink, hier is so 'n goeie maatjie. Gaan hy vanaand reël dat die wolf weer die maatjie kom vang. Toe hulle daardie aand in die boskamp ingaan. In die takbok doringtak laar. Toe besluit ou Stompie, dit is maar die aand wat hy iemand moet verraai. Hy stap na die grootste takbok toe en sê, oom takbok, ek het 'n geheim om jou vertel. Julle goedhartigheid en liefde, sagmoedigheid en vriendelikheid met my, julle het my geleer wat dit is om 'n takbok te wees. En weet oom wat? Ek is nie 'n takbok nie. Hy oom takbok se oor rek so groot. Hy sak af na 'n wolfie toe, na 'n Stompie en sê vir hom, hey boetman, ek weet jy's 'n wolf. En ons weet jy's hier om ons te verraai. Maar ons het besluit ons gaan vriendelik wees met jou. So moet jy nie bekommerd wees nie. Hy sê, maar oom takbok, julle is sulke wonderlikes. Ek kan julle oppaswol wees. Asseblief moenie my uitgooi nie. Dis baie lekkerder by julle. My wolwe beklei net en byt net en krap net. En hulle wil julle net kom byt en hulle baba bokkie steel. Sê maar, kom, ons maak 'n plan. Vanaand in die takbok laar. Maak ons die agterrek oop. Dan gaan ons daar uit. En aan die voorkant, as die wolwe inkom, dan gaan daar niks in daai laar wees nie. Julle! En nou Stompie dink dit is 'n blink plan. Hy gaan af en hy bly in daardie laar en hy takbok laar. En daardie aand toe die bokke slaap, snort daai bokke verskriklik hard. En die wolwe luister, vanaand slaap hulle, vanaand is die aand wat ons bokkies eet. Maak daai wolfies, julle. En nou Stompie gaan en hy maak die voordeur oop van daardie takbok laar met die doringtakke. Een vir een sluit daar die wolwe in. Die wolwe kyk hier op die grond, is donker, maar hulle dink hulle sien hierso 'n klomp takbokke se horings, hulle is seker daarvan, en die wolwe sluip in.
En toe die laaste een in is, toe sluip Wolfie uit, daai ou stompie, en hy maak daai tak, boklaar agter hulle toe. En die wolwe skree, nou, byt hulle! Julle en elke wolf byt daar 'n tak raak. Toe is daar niks bokke nie, almal het agteruit gesluip, en die agtersterk is ook toe. En daar is die trop wolwe vasgevang in die takboklaar. En van daardie dag af, slaap die wolwe binne in die takboklaar, hulle is vasgekeer en al die bokke kan vryloop buite. In die aand hoef hulle nie eens bekommerd te wees nie. Want die wolwe is in die laar en daar's 'n vriendelike wolf. Stompie is 'n vriendelike wolf. Ja. Stompie die vriendelike wolf draf saam met hulle. Nou en dan eet hy dalk 'n veldmuis, maar dit is net as die bokkies hom nie sien nie. Maar hy het uiteindelik 'n trop wat vriendelik is met hom. En die wolwe, die wolwe moes soebat en smeek en sê dat hulle baie ver sal wegtrek en niks van hierdie bokkies eet nie, voordat die groot takbok daai takboklaar se agterdeur oopgemaak het, laat die wolwe uitgaan. Die wolwe het in die berge ingegaan en hulle het geroep, nou Stompie, Stompie kom hierso, maar hy het nooit. Die vriendelikheid van die bokke het Stompie se hart verander. En hy was van daardie dag af 'n trotse takbok oppasser.